So as jy vra waar is die kerk, dan is die kerk nie een of ander hoofkantoor nie. Ons is funksionarisse wat probeer om mense te help en te ondersteun. Die kerk is hulle op plaaslike vlak, soos die storie wat jy nou vertel het van die dominee van Robertson, hy kon nie foto's neem nie want sy hande is vol modder. Nee, uitstekend. Dis die kerk. Dis die kerk waar mense besef maar hulle moet iets doen en dan is ons van ons kant af hulle kan motiveer en fondse of wat ook al beskikbaar stel. Ons kyk in hierdie gesprek eenvoudig na wat die onlangse ekstreme weer vir gemeentes en spesifiek sleutelrolspelers geleer het in terme van ramprespons. Hieroor gesels ek vandag met Dr. Marinda van die Kerk van die interkerklike rampehulpnetwerk Respond SA, ook met Dominee Delahart Leroux van Winterhoop in Bloemfontein en met die NG Kerk se algemene sekretaris Dr. Neelma Venter wat altyd sê kerke se bydraepunt is nie so seer die kombers wat jy uitdeel of die sopkombuis nie, maar veral drie goed en vergewe my nou die Engels, connect, convene en communicate, die 3 C's. Dit alles in hierdie episode van Kerkwoorde Kondig. Nou maar ek gaan begin by jou. Jy is 'n kenner met 'n baie ervaring van rampnetwerke en ek het nou genoem van die 3 C's. Ek wil graag by jou hoor, in watter mate slaag die NG Kerk hieroor? Jy het onlangs ingecheck, terugvoer gekry by al die streekse nodes. Het jy stories gehoor van gemeentes of streke waar hierdie 3 C's aan die werk is? Helene, ek gebruik onmiddellik of misbruik die geleentheid om 'n 4de C by te sit en te sê dit is Christus wat ons dring en baie keer wanneer mense in nood is dit juist die wonderlike geleentheid om deur die liefde van Christus gedring te word om ons unieke rol as kerk te speel. Dis inderdaad soos ek altyd die 3 C's dan nou noem as convene, connect en communicate. En ek het in die week self my eie raad gevolg en ek het geconnect, ek het gesels met veral ons 3 Kaapse synodes wat in besonder dan nou geraak is. Dit het ook gebeur nadat ek in Delahart gesels het en sommer gewonder het, hoe gaan dit in die 3 Kaapse synodes en daar het ek inderdaad gehoor, jy weet jy gesels met die kollegas in die Oos-Kaap en dit is so ons noem die omvang van skade op en so en dan baie vinnig gaan die gesprek na die ervarings wat byvoorbeeld in die Oos-Kaap op die oomblik wat sterk bestaande ekumeniese netwerke het, om te sê goed, dit is die skade, grootliks baie groot skade in landbougebiede, maar byvoorbeeld in stedelike gebiede en informele woongebiede en ons is besig om saam as kerke te dink hoe ons daarop kan reageer. Dit is altyd wonderlike bemoedigende nuus en dan natuurlik gee jy ook vir my Helene die geleentheid om dankie te sê vir Kerkwoorde vir die stories wat julle deel, die storie wat ons uit Ceres uit byvoorbeeld gehoor het, 'n dominee wat sê dit het my 1 telefoonoproep gekos en my kerkverband het in beweging gekom. So ons praat oor convene, connect en communicate in plaaslike gemeenskappe, maar die geskenk wat ons het om ook deel van 'n kerkverband te wees, maak dat ons daar dieselfde koördineringsfunksie en ondersteuning oor synodale grense vir mekaar kan gee in tye soos hierdie. Ek gaan een opmerking nog maak, dit is juis in 2020 Marinda en ek was baie nou saam betrokke wat ons na COVID gesê het, weet julle, ons kan beter doen as kerke wanneer ons ook daaraan dink dat ons nie as geïsoleerde NG Kerk met ons, jy weet al, by plekke wil opdaag nie, maar dat ons die groter liggaam van Christus opsoek. Dit is connect. Absoluut. Ek gaan nou net hier byvoeg, ek is in gesprek met die dominee op Robertson, moedergemeente, en onder andere wou ek 'n foto skryf vir Kerkwoorde se voorblad, en toe sê hy het nie foto's nie, want sy hande was vol modder. Die kerk... Dis mooi. Ja, die kerk het daar ingespring, het my vertel van 'n tannie wat gaan inspring het en iemand gaan help het om die modder uit haar huis uit te kry en ek hoor van interkerklike samewerking, so Kerkwoorde gaan daai storie binnekort dra. Marinda, nou het nou genoem van Respond SA, ons het vroeër die jaar ook met jou gesels daaroor. Respond SA is 'n interkerklike netwerk met 'n groot visie van Christus gesentreerde hulp in tye van nood.
Maar, soos jy laas ook genoem het, dit is 'n vliegtuig, jy die beeld gebruik van 'n vliegtuig wat besig is om in die lug gebou te word. Mens verstaan, hierdie goed vat tyd en daar's baie rolspelers voor hierdie proses. Dankie vir die geleentheid om ook terugvoer te gee. Dit is vir ons absolute voorreg. Ek moet sê, ja, dit is 'n proses wat lank en stadig is. Stadiger as wat ek gewoonlik is. Dis altyd vir my lekker om goeders vinnig gedoen te kry en dit vat ongelukkig lank want ons het baie verskillende mense met baie verskillende prioriteite en agendas. So dit is 'n intense proses, maar ek kan regtig vir julle sê ons is rasend opgewonde oor die potensiaal, oor dit wat ons reeds op die grond sien gebeur het, waar die een groot doelwit van Respond is opleiding. Ons wil van die kleinste gemeente vir mense toerusting gee om te sê ons is gereed, ons het 'n span mense, ons weet wat om te doen, weet hoe om te reageer en die belangrikste is weet wie om te bel. Want dit is omtrent nuwe massa mooi connect. Dit gaan eintlik op die einde daaroor om te weet wat is ons sterkpunte en wat het ons om aan te bied. En dan is daar 3-4 ander gemeentes rondom ons of organisasies wat ander sterkpunte het en ons vergeet so gou, ons raak gou oorweldig met die krisis wat op my eie drempel is, dat mens vergeet om net op te kyk en te sê, maar weet jy, soveel wonderlike mense rondom ons, kom ons vat hande, kom ons vra, kom ons verwoord ons behoeftes, en dit is wat Respond wil doen, is om op die kleinste vorm gemeentes te help, om te sê, ons het 5 mense in ons span, elke een weet mooi wat om te doen, so opleiding, en dan van daar af, om langs die bestaande organisasies, soos die munisipaliteite en die regering, en ja, ek dink ons het laas ook gesê, dit maak mense moedeloos, daar is baie uitdagings in daai spasie, maar daar is ook baie mense wat reg is om aktief en prakties betrokke te raak, so om daai 2 kragte eintlik langs mekaar te sit, by mekaar te bring en te sê, hoe kan ons in ons klein dorpie saam die mees effektiefste reageer. En ek dink al die mooie stories wat julle noem van Ceres en elke klein dorpie, ek dink almal sê altyd, ons is rampe gebeur nie hier by ons nie, totdat dit gebeur, totdat daar een of ander vreemde verwagting gebeur is, soos ek dink aan die damwal wat gebreek het in Jacobsdal se omgewing. Ek seker dis nie iets wat iemand ooit voorspel het nie, of aangedink het nie, maar die dag as dit gebeur is dit 'n Tamai krisis, en ons wil gemeentes en van plaaslike vlak tot op dorpe en stede en provinsiale vlak, mense oplei om gereed te wees, om paraat te wees, om regte hulle planne in plek te hê, om te kan reageer op die mees effektiewe manier. So ja, dit gaan eintlik goed met Respond. Uitstekend. Ek onthou met ons vorige gesprek, ek gaan nou vir jou geleentheid gee, ek sien jy wil ook iets graag bydra, maar dat Joe Jansen van Rensburg onthou nou reg sy van Jeffreys Bay gemeente, van Oos-Kaap Rappel netwerk gesê het, julle opleiding het hulle gehelp om in hulle kop meer gereed te wees, en toe die ramp tref, toe die brande kom, toe is daar al nommers om te bel en te weet wie is jou kontakpersoon in die munisipaliteit, wie doen dit in wat daai gemeenskap, en dit is soos jy sê, mens dink weier as jy as net jou gemeente of kerkverband, daar is wonderlike rolspelers in jou gemeenskap, maar as jy hulle nommers klaar het op 'n lys, dan is mens net meer gereed wanneer dit gebeur. Tel haar. Kyk, hierdie ding van rampondersteuning, so die ander stoel waarop ek sit, Helena, en my kollegas weet dit, is ek is ook werk vir die Synode in die Vrystaat ook, en 'n deel van my pligte staat is ook vanuit die Vrystaat, as hier rampe gebeur, ondersteuning te verleen. So een van die lesse wat ek net geleer het, is daar's theorie en daar's praktyk. En die goed moet by mekaar op 'n manier kom, en dit kom nie altyd by mekaar nie. So jy het nou verwys, Marinda, jy sê in Jacobsdal, is eintlik 'n bietjie nader as Jagersfontein waar die ramp was. Jy is amper reg, nee, dis 'n J. So ek was nou nog nie amptelik in die verantwoordelikheid gehad nie, maar ja, so dis sink of swem gewees, en ek het die eendag die fout gemaak om uit te stap in die sluk, en toe sink ek weg tot op my knie in die sluik van die Jagersfontein ramp. Dis soos
daar nie meer mense dood is nie, is 'n wonderwerk. Punt is net, ek dink net die plaaslike gemeenskappe, nee, dis die sleutel. En as ek nou hoor die ander stories ook wat nou met die vloede nou gebeur het, en selfs die brande, kyk, ons het so 3 jaar terug, het ons 'n erg brandseisoen in die Vrystaat gehad, jy weet. So ons kan nou van die kantore af en die strukture uit ondersteuning gee, maar ons moet eintlik, is ons amper af die rasieleiers vir die plaaslike gemeenskappe. So met die Jagersfontein Slukdam-ramp in 2021, September 2021, vir omtrent 'n 6 maande periode het daai leiers van Jagersfontein gemeente wat eie vaste dominee gehad het op daai stadium nie, het die werk wat hulle gedoen het, was net amazing, weet jy. En my rol was maar net om hulle te ondersteun en aan te moedig en te sê pas op vir dit, pas op vir dat en so aan, maar dis die punt, dis die plaaslike mense. So as jy vra waar's die kerk, dan is die kerk nie een of ander hoofkantoor nie. Ons is funksionarisse wat probeer om mense te help en te ondersteun. Die kerk is hulle op plaaslike vlak, soos die storie wat jy nou vertel het van die dominee van Robertson, hy kon nie foto's neem nie, want sy hande is vol modder. Nee, uitstekend. Dis die kerk. Dis die kerk waar mense besef, maar hulle moet iets doen, en dan is ons van ons kant of hulle kan motiveer en fondse of wat ook al beskikbaar stel, maar ons kan nie, ek kan nie gaan my kar klim en reg oor in die Vrystaat ry en klop goed gaan doen nie, ek kan maar net organiseer. So dis die eerste van die opmerking wat ek net wil maak, aan aansluiting by wat Marinda gesê het. Helene, ek stem 100% met Della Harp saam. Ek dink die een geweldige gawe wat die kerk het, is dat ons 'n baie uitgebreide netwerk is. Die netwerke en die hele reaksie op rampe en so werk op verskillende vlakke. En die absolute grondvlak en die deurslaggewende vlak is die plaaslike gemeente. Maar die plaaslike gemeente, as dit nie deel was van 'n groter kerkverband en ook van 'n ekumeniese beweging nie, sou daardie gemeente geïsoleerd gewees het in hulle uitreik en ondersteuning. So hulle is die hande en die voete van die groter netwerk en ek dink daarom is dit ook eintlik iets wat ons te min vier. Ons vier te min die feit dat ons 'n kerkverband is en dat ons gemeentes nie geïsoleerd is. En daarom kon Dominee Alex Clark wat vir Kerkbode vertel het, die telefoon optel en hy kon sy synodale verteenwoordiger bel en die kerkverband deel geraak van die aksie in Ceres. Absoluut, ek het nou die dominee van Robertson het geskryf hier op Kerkbode en ek wil dit graag lees, ek dink dit sluit net so mooi aan. Hy het gesê, hy skryf hier, ongelukkig het ek nie foto's geneem nie, want my hande en klere was vol modder, soos die kerk gehelp het om modder uit huise te skep. Die kerk het ons netjies se skoene uitgetrek en gumboots gaan koop, sodat ons nie gly wanneer ons kos aanry vir mense wat sopas alles verloor het nie. Die kerk het spaarkamers en sitkamers en gastehuise verander toe die res van die liggaam alles verloor het. Die kerk het op ons knieë vloere geskrob, rommel weggery en so mense getroos. Die kerk het boere se hande gaan vashou en troos gebring toe 2000 ton water per sekonde in 'n plase verwoes en weggevee het. Maar dit is een ding, hierdie ramp en ons het al hoe meer gaan ons hoor met klimaatsverandering, extreme weer, dit is ons voorland, maar daar is ook deurlopende interkerklike aksies wat aangaan. Della Harp, en ek gaan nou oorgaan na jou toe, dit is waar Winterhoop inkom. Jy weet, elke jaar is daar winter, elke jaar is daar mense wat swaar kry, julle kom al 25 jaar aan die gang, is ek reg? Ja, kom ek sê maar net, nee, jy moet eintlik is Marinda die groot een wat die leiersels by mekaar hou, weet. Ek is nou maar net, ek Torings en Torings van Hoop Bloemfontein is nou maar 'n klein staatjie en 'n klein organisasie, vergelyking met ander, maar goed, ons is bevoorreg. Ek dink ons is al deel, jy sien Marinda, ek dink ons is so 16, 17 jaar al deel van die, maar Winterhoop is self 25 jaar oud en weet maar, en ek kan vir baie meer van die geskiedenis vertel, maar dis 'n inisiatief wat begin het, vanuit, as ek onthou, maar en as dit mes en pen het van die beginjare af saamgewerk, en al hoe meer uitgebrei gesê, maar hier is 'n inisiatief om mense wat wil help, en dis die amazing, daar is so baie mense wat eintlik wil help, net oor gelowiges nie, dit gaan oor God se algemene genade, en hulle wat self nie vir Jesus ken nie, hulle wil help,
En hier's 'n manier waar mense kan betrokke raak. So die afgelope 16 jaar storings bevoorreg om deel te wees. Ons het so 'n paar jaar terug, ek is nou die 3de of 4de jaar wat ons besluit het, maar ons wil graag in die gemeentes in die Vrystaat ook kans gee om deel te wees hiervan, maar nie alles wat ingesamel word. Kyk, is nou in die winter, mense kry koud, hulle het warm kos en warm klere, komberse ensovoorts nodig, om dit nie net alles Bloemfontein toe te stuur nie, want dit maak nie sin om van Vrede of Memel of Harry Smit, jy weet die goed wat daar ingesamel te word, hiernatoe te stuur nie, maar hulle deel van hierdie momentum is. Ek sê weer, as mense besef, en dit weet ek dink by alle dominees weet dit, as mense besef waarheen gaan dit wat hulle gee, dan wil hulle meer gee. Daar's geen lekkerder dan om te sê, maar die bietjie of die baie wat ek gee maak 'n verskil nie. So die laaste 3-4 jaar is daar 'n klomp gemeentes in die Vrystaat wat inskakel op een of ander manier. Hulle gee vir ons die statistieke deur, ons gee dit deur na Marina se kantoor daar by Pen en Mes in Pretoria, en dis deel van 'n groter prentjie wat gebeur, en dit wat ingesamel word, kan die gemeentes dan in hulle konteks gebruik. So, maar Winterhoop eintlik aanvanklik ontstaan het juis vir ouens wat op die straat probeer oorleef in hierdie verskriklike koue temperature en koue omstandighede van die winter. Is dit nou 'n baie meer groter ene vir waar daar nood is. Jy weet, so, dis my verskriklik lekker in my rol vanuit die synodale kantore vir gemeentes te sê, luister, hier's vir jou 'n manier, use it or lose it, nee, gebruik dit, dat jy samel in, onder die logo van Winterhoop, ons soek net sekere statistieke en bewyse, en ons werk in 'n vertrouensverhouding, en jy gebruik dit wat ingesamel word, gebruik jy in julle konteks, waar jy ook al in barmhartigheid betrokke is, of dit nou bestaande kospakkies, of bestaande mense wat ondersteun word, dis nie die punt nie, dis mense wat gehelp word. So ja, dis 'n lekker voorreg vir Torings om nou al 16 jaar plus deel hiervan te wees, so dis die ander been natuurlik waarin ek staan, by die gemeente en by die NGO, en ja, ons het nou, is dit moes nou 'n koue front gehad oor die land gekom het, nee, en toe moes onder haas gaan komberse koop, en net lekker om uit te deel, en vir die ouens iets, die ander ding is nie, ons red nie mense nie, nee, ek wil dis 'n belangrike ding daar, of het nou met rampe is, vir mense wat hulle huise daar verloor het, jy weet of het nou met die back and closure goeders wat nou bietjie op my tafel ook lê in die Vrystaat, jy weet, ons kan niemand red nie, ons het nie al die geld of kapasiteit nie, maar ons kan mense herinner, hulle is deel van 'n gemeenskap, van 'n geloofsgemeenskap, hulle is nie alleen nie. So ook die uitdeel van die komberse, daai ou 1 of 2 kombersies wat 'n ou kry, dis nie genoeg as jy buite slaap om jou warm te hou nie, maar dis ten minste om te sê, jy's nie alleen nie. En hierdie konneksie tussen hulle wat het, en hulle wat nie het nie. Dis nou baie meer net as ou Bloemfonteintjie in die Vrystaat, 'n klomp ander dorpe reg oor die Vrystaat, so dis baie lekker om deel daarvan te wees. Ja, wat ek wil jou dit, daar belangrikheid van net, ek sien jou nood raak. Nee, jy's nie onsigbaar nie. Maar inderdaad, Nee, ek wil net ondersteun wat hulle harp sê. Ek dink wat ons almal eintlik soort van aangenaam verras het van die hele Winterhoop inisiatief, was juist dit dat ons skielik besef het, maar hierdie is eintlik 'n baie oulike geleentheid vir die kleinste CMR kantoor in die kleinste dorpie of 'n gemeente, om met al die nasionale bemarking wat reeds voorsien word, jy kan net inslaan daarbey, en dit is eintlik 'n rare unieke situasie waar ons vir klomp mense die geleentheid gee om hulpmiddels in te samel vir hulle eie konteks, vir hulle eie mense in hulle eie gemeenskap. Daar's ons probeer nie eers om dit te kontroleer nie, en ek weet wat self die hoof van 'n NGO is, dit laat baie mense hulle hart vashou, maar weet ons nie goed kom op die regte plek. Ons weet nie goed kom op die regte plek, want ons vennote is amazing, mense soos hulle harp hulle, ons hoef nie te vra dat hulle harp, waar gaan julle komberse heen nie, ek ken hom en ek weet hulle gaan na die regte plek toe. So dit is 'n vertrouensgebaseerde beweging wat sê, ons ken ons mense en ons weet die produkte wat ingesamel word gaan na die regte plekke toe. So dis eintlik 'n baie positiewe, opwindende beweging. Dit groei, ons het altyd begin net Junie maand, ons het nou al Mei en Junie bygesit, want dit word koud en mense kry swaar, so dit is lekker om nasionaal eintlik mense se energie te sien, want dis wat julle beleef, wat julle almal bevestig is, mense wil gee, en mense is ongelooflik ruimhartig as hulle weet wat om te doen en hoe om te reageer.
So Winterhoop is so 'n mooi positiewe inisiatief wat ons opgewonde is oor. Ja, en ek wil net byvoeg, ek meen dit is dat duisende mense wat daardeur gehelp word en dis land buite, hulle het ook vennote in KwaZulu-Natal en hulle werk ook saam met MES hier in die Kaap. So dit is wonderlik. Ja, nie Ouma? Hierdie tipe samewerking, of dit op 'n plaaslik in 'n gemeenskap gebeur en of dit op 'n nasionale vlak met 'n Winterhoop projek gebeur, is net soveel 'n Bybelse gedagte as wat dit gaan oor groter effektiwiteit en impak. En ons kan gerus dink, hoe praat Paulus oor die liggaam van Christus? Of ons kan gerus dink, waarvoor bid Jesus in Johannes 17? En ons kan gerus dink aan hoe Matteus praat oor die stad op die berg wat 'n lig skyn, sodat die mense die goeie werke sien en God daardeur verheerlik word. So ons kan lekker gesels oor die Bybelse beginsels ook wat agter netwerkfunksionering en samewerking lê. Absoluut. Ek gaan net so vir 'n round-up vir laaste gedagtes van julle elkeen en dan net ook noem, ek gaan by hierdie opname gaan ek sit die kontakskakels vir Winterhoop ook vir Respond SA. So as jy hoor en jy sê jou gemeente, julle wil opleiding kry, julle gaan dit kan kry, jy wil meer weet van Winterhoop, klik net daar, alles is beskikbaar. Ja, maar kom ons begin by jou. Helene, laaste gedagte miskien van my kant af, en dis die lekkerste ding om oor te praat, en dit is dat die lewensaar vir hierdie tipe samewerking en vir die eenheid van die liggaam van Christus en vir die rol wat ons speel in gemeenskap as kerk, die lewensaar is verhoudings. En dis iets waaraan 'n mens deurgangs werk, sodat wanneer die krisis kom, daardie aorta, daai lewensaar ons aan die gang hou. Ek is net oorweldig deur hoe meer ek beweeg in die kringe van die ekumene, hoe meer warm word my hart en ek dink ons raak so, ons vergeet so, dat ons is nie net die NG Kerk nie, daar's 'n baie sterk katholieke kerk, die methodiste kerk, die Lutheran, en daar's soveel pragtige mense wat ewe passievol is oor die Here en om sy liefde sigbaar te maak, en ek beleef dit op so konkrete manier deur die hele Respond netwerk, en dit maak my opgewonde. Ons hoekom in dit wat Noema ook nou na verwys, lê in ons verhouding met die Here en hoe die gesig van die koninkryk van die Here, dit is vir my op die ou einde wat wen as ons dit reg kry om mense te mobiliseer, om hulle op te lei, om seker te maak hulle is effektief, maar dit kom van ons hoekom af en ons hoekom lê daarin om die koninkryk uit te bou. So dis so voorreg deur Winterhoop, deur Respond, dit is maar net maniere om eintlik die groot hoekom sigbaar te maak in ons land wat dit so desperaat nodig het. So dankie vir almal wat ons ondersteun en wat deel is van ons inisiatiewe en ek wil jou aanmoedig as jy daar in jou kamer sit en jy dink, ag ek kan eintlik min doen. Jou bietjie min in 'n groot emmer maak daai emmer vol. So ons het elke konversie, elke rand maak tog op die einde 'n kollektiewe groot verskil. So dankie vir almal wat al ons inisiatiewe ondersteun. En ja, nooi ons sal graag na julle gemeente toe kom om te kom help met opleiding. Ja, weet jy, daar's nou is lekker goed. So kom ek sê goed van twee kante af. In die een kant toe ek nou die voorreg gekry so 'n bietjie meer as 3 jaar terug om 'n nuwe bediening vir barmhartigheid by die Vrystaatse Sinode op te bou. Het eerds hierdie ding, as ek my hande so wys van die twee vingers wat aan mekaar raak, en daai bekende skildery van Michelangelo in die Sistynse kapel, daar teen die dak, wat hy daai juis uitbeeld hoe God Adam aanraak en in 'n lewende gees in arm sit. En daai ding het in my hart gegroei, dat met al hierdie goeders, dis altyd God se werk. Jy weet, Stefan Joubert het 'n keer 'n preek gehad om te sê, as die Here wil, dan kan hy klippe gebruik, maar hy kies om ons te gebruik. So daai balans om te sê, om vir mense te, jy weet, hulle energie aan te blaas, en sê go, want die belewenis waar daar koneksie is van hulle wat nie het nie en hulle wat het, is dit die voorreg om daarvan deel te wees, maar dis God se werk. So ek wil myself so 'n bietjie cut down in size, jy weet, ons is geen Messias nie, ons red die mense nie, ons maak nie die verskil nie. So ek kan jou maar inderdaad daai woord van ons maak die verskil, al die kriebelrig daarmee, want
Dis die Here wat die verskil maak, dis nie ons nie, dis hy wat werk, en nou gee Afrikaans is daai twee vingers wat raak, God en die mens wat nood het, en ons is daai stukkie tussenin, en daarvoor kon die Here klippe gebruik het, sê my vriend Stefan. So dis die eerste opmerking wat my baie help. En waarom wil 'n ou betrokke raak? Wel, het gepraat van connect. Jy weet, ek sien weekliks omtrent, soos vrywilligers hier by torings kom en die komberse uitdeel en sopkombuis en al die ander programme, hoe daar 'n mooi konneksie vind tussen hulle wat het en hulle wat nie het, hulle wat nooit op 'n ander manier met mekaar sou kon saam wees nie. Jy weet, en nou kan ek nou baie uitbrei en kom ek kry myself so 'n bietjie terug, nee. So, tweede opmerking, vir my verskriklik lekker, om ware lidmate, of dit nou met rampe is, of dit nou met wintergoeders, of mense wat swaar kry, of van mense net iets doen, en hulle voel partykeer, maar hulle ook daarna verwys nie, hulle voel so 'n bietjie alleen, hulle sê, nee, jy is deel van 'n groter liggaam. Dit wat jy doen, het betekenis. En deurdat jy dit doen, en vir my gunsteling vers is die laaste 2 jaar, nee, Galasiërs 4:19, is die Here besig om die gestalte van die seun in jou te vorm. So ek doen dit nie vir wat ek uit kry nie, maar ek doen dit om die Gees my aanmoedig, en ek weet, ek gebruik wat ek kan, en ek doen wat ek kan, op die einde is die Here se werk, wat direk die Here se hande en voete is, en hierdie spasie tussen die twee vingers is die Here besig om Christus, die gestalte van die seun in my te vorm. So, die energie van mense maak my baie opgewonde. Jy weet, in my werk in die synodale gebied, ry ek die Vrystaat rond, en ek kom by klein gemeentetjies, net lekker om te sien wat mense doen, en ons sê, go, julle is kerk, en ons is deel van. Dis lekker.